Nou ja, almal baie welkom by Kuier om die Woord op hierdie heerlike winterdag. Is dit ons eerste koue front wat deurgekom het? Ja, want is die eerste keer wat daar sneeu val. Ja, Ja, nou voel ons dit hier in die Vrystaat. ja. OK, ons is besig met Jesaja 59 en die opskrif hier is geen verlossing sonder bekering. Nou ja, Jesaja 59, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Nou, gaan na Numeri 11 toe, 23. Numeri 11, 23. nou ja, bekering is hier nogal 'n woord wat uitstaan vir my. Bekering in die Grieks beteken metamoia, verander jou sienswyse. Dis dan ook die prediking wat Jesus begin met die woorde: verander julle sienswyse, want die koninkryk van die hemele is hier. Sê almal hier. Seer. So ons moet nie daar denke hê nie, ons moet hier denke. Ons moet nie sal denke hê nie, ons moet is denke. Hy is. En sy werk is voltooi vir ons. Yes, jy was nou in Numeri. Numeri 11 vers 23 sê presies dieselfde. Ja, Hy sê, sou die hand van die Here te kort wees, maar nou sal jy sien of my woord vir jou uitkom of nie. So, die probleem is nooit by die hand van die Here nie. Soos wat ons verder gaan sien, as ons teruggaan na Jesaja toe. Daar's nie fout met die hand van die Here nie. Dis baie keer as jou TV nie werk nie, dan dis baie keer nie fout dalk net die remote se batterytjies wat pap is. Exactly, jy sê dit nou mooi, want hy sê hierso, jou sonde, en jy weet wat sonde is om die merk te mis, dis iniquity. Die beeld van die ensovoorts. Vader wat liefde Ja. is te mis. Dit maak 'n muur tussen jou en God, maar daar's nie fout met die hand van God nie. Die En hand weet jy- van God is altyd bereid Weet jy, om ons te sien werk. Jesus Christus oral in die boek Jesaja, en uiteindelik is Jesus dan die hand van die Here vir ons. Die Here is so lief vir ons, hy het sy hand uitgestrek, en ons almal aangeraak deur sy seun, Jesus Christus. En daarom sê hy ook vir hom, kom sit aan my regterhand, want hy is ons regterhand vir ons. So hy sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. So wat sal jy sê van mense wat glad nie die Here dien nie, en wat sê, ag, daar is nie 'n Here nie, die Here gee nie om nie. Jy verstaan hoekom hy dit hier so geskryf het. Dis nie fout met die hand van die Here nie, die hand van die Here is daar. Maar kyk nou wat sê hy, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Dis nie dat die Here nie hoor nie, of dat God hardhoorend is nie, maar God is 'n heilige God, hy meng hom nie met ongeregtigheid nie. Ja, Hy nou- meng hom nie. nou weer Hy eens, kan nie. As ons dit nou klein geld maak, pastoor Mempi. Ongeregtigheid beteken eintlik die teenoorgestelde van die vrugte van die Gees. Want Amen. jy het gesê beeldmissing Amen. is sonde, is harmatia in die Grieks, mis die beeld van die Vader. Nou ongeregtigheid sal dan die teenoorgestelde wees van die vrugte van die Gees. Almal van julle ken dit al so goed. Vrugte van die Gees is liefde, en dan word liefde verduidelik in Galasiërs 5:22. Liefde is wat? Blydskap. So wat is die teenoorgestelde van blydskap? Help my gou. Die prys. Ongelukkigheid, die prysnors. En dan die volgende ene is vrede. Wat is baie maklik, né? Jy jou vrede verloor, jy het geharmatia. Jy mis die merk, want as jy nie vrede het nie, is dit liefde vir die mense om jou? Mense soek 'n vredevolle jy man, kom nou. En dan die volgende een is geduld. Hey. Kyk hoe vinnig het jy nou weer jou geduld verloor. Ou kwaadjie. En dan die volgende een is vriendelik. En so aan en so aan. Wie vang julle? Nou as jy onvriendelik is en nors is dit liefde? Mis die merk. Jy's in ongeregtigheid.
En die Vader is liefde, jou Vader is liefde, jy is sy kind, jy moet liefde uitstraal. So as jy nie liefde uitstraal nie, dan doen jy hom 'n onreg aan. Hoe gaan jou pa voel? Dink nou sommer, kom ons dink nou net jou pa, of jy se pa. Hoe gaan jou kind voel as jy droog maak en jy jag maracas aan? Weet, waar is 'n groot woord, daai is Griekse woord, né? Maracas, waar kom dit vandaan? Ek weet nie. Maracas, in elk geval, julle weet wat maracas. En jy maak skandes. En almal sien dit en neem foto's en is op Facebook en is in die koerant en oral. Hoe voel jy as pa oor so 'n seun? Ek sê ag nee man. Want ek meen die seun lyk na jou. Yes. Hy het jou maniere ook en so aan en jy wil trots wees op jou seun. Nou ons hemelse Vader is trots op ons wanneer ons die vrugte van die Gees uitleef. En weet jy wat? Jy kan, want hy het jou geroep. En as jy Jesus aangeneem het jy tot jou volle reg gekom as sy seun, en as jy jou gedagtes vernuwe met sy woord wie Jesus is, begin geregtigheid posvat tussen jou ore, en is jy daai liefdevolle, blyvolle, vredevolle, vriendelike, geduldige mens, en dit kan niemand seermaak. En jou Vader is so trots op jou. Hy sê, kyk, daar's my, hy sê vir die engele, hy roep al die engele, en sê, kom kyk, daar loop ou Jannie, kyk hoe vriendelik is hy, nee, is dit wat, sit jou naam in daar, wie kry dit? Okay. Basis vers 3, want hulle hande is bevlek. Ja, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Nou, ek wil net gou hier gaan na Spreuke 6 vers 16 toe, want ek het dit Sondag genoem, ek het nie die skrifgedeelte gegee nie, so hier gee ek nou die skrifgedeelte. 6 dinge wat die Here haat, en die 7de een is vir hom 'n gruwel. Trotse oë. Ons almal maak foute, stem julle saam? Almal maak foute. Almal van ons mis die merk baie keer. So trotse oë is om te kyk na ander en sê, hey, ek maak minder foute as jy. Ja, ek hou die wet baie beter as jy dit hou. Ja, maar as ek kan gaan na Hebreërs 11 toe, Hebreërs 11 praat van die geloofshelde, dan praat hy van Dawid. Nou ouens, Dawid was 'n ou wat foute gemaak het. Hy het 'n ander man se vrou gesteel en hy het haar man laat doodmaak. So Dawid was nie 'n engeltjie nie. 'n lentebloeiseltjie nie, wat dit dan betref nie. Maar daar's 'n groot verskil. Hy was nie trots daaroor nie. Hy het, toe hy besef hy het verkeerd berouvolle bekering gehad, het hy voor die Here gekom en het gesê, ekskuus Here. Kan jy sien hoekom hy sê trotse oë? Want trotse oë sê ek het nooit 'n fout gemaak nie, ek sal nie 'n fout maak nie, ek is beter as julle almal. Terwyl jy baie foute gemaak het. So die Here hou nie daarvan nie. 'n Leenagtige tong. Nou wie van julle hou daarvan as mense vir jou lieg? Ek hou nie daarvan as mense vir my lieg nie. En jy hou ook nie daarvan nie. God hou ook nie daarvan nie. Okay? En hande wat onskuldige bloed vergiet. Nou as jy onthou daai een, want as jy teruggaan na Jesaja vers 3, 59 toe, dan sien jy, want hulle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek die leuen. Kan jy sien hy gaan terug na Ja, jy leef, Spreuke as 6. jy God se kind is en jy 16. leef ongeregtigheid uit, dan leef jy leuen. Ja. En dan, wie van julle hou van, ek gee nie om hoe 'n goeie Christen jy is nie. Maar as jy weet, daar loop 'n persoon, en daai persoon het sopas 'n klein kindjie gevat, en hy daai klein kindjie gaan vermoor in die bosse. Ek gee nie om hoe oulik jy is nie. Ek gee nie om wat se vrugte van die Gees jy het nie. Maar as ek op so iemand afkom, dan gaan ek vir hom blaai, ek gaan vir hom looi, ek gaan vir hom, verstaan julle? Ja, en God sê, ek hou nie daarvan dat jy onskuldige bloed vergiet nie. Moenie onskuldige bloed vergiet nie. Die Here hou ook nie daarvan nie. Nee, en ek is bly die Here hou ook nie daarvan nie. Want as jy van die moslems, nou, ek wyk so bietjie af, maar mense wat moslems is, hulle dien Allah,
en Allah as 'n God wat bloed soek elke dag. van oorlog. Kan julle verstaan waarom die moslems kan op Bondi Beach in Australië sommer net lostrek en sommer net in die skare inskiet, want hulle glo hulle God Allah soek bloed elke dag. Maak nie saak wat se bloed dit is nie. Veral as dit Maar nou, my God en jou God is nie so nie. God hou nie daarvan as onskuldige bloed veral as dit nou vergiet word nie. nie moslems is nie, dan sal hulle nou Yes. graag, want enige iemand wat nou nie in hulle kamp is nie, Yes. is die vyand en hulle kan doodgemaak word en dan kry hulle spesiale plek in hulle sogenaamde hemel. En as hulle natuurlik nou mense doodmaak en self soos 'n selfmoordbom aan hulle Dan is vasgeste hulle nou en hulle gaan ook heerings. nou dood, dan gaan hulle nou na die spesiale paradys toe. Jy weet, daarso. Ja, ons gaan nie verder uitbrei daai een nie. Nee, maar ja, dis is wat hulle glo. Dis waarom selfmoordbommers en daai mense wat vliegtye en daai ouens wat 9/11 in Amerika die vliegtye en die Twin Towers en vasgevlieg het. Hulle het geen probleem gehad nie. Hulle het geweet hulle gaan ook sterf, maar hulle het gedink Allah soek dit. Ja, weet jy, en dit is nou Weet wat jy? nou erg is dat van hulle klein kindertjies al word nou al so geleer. Hulle leer hulle. So van kleins af word hulle gebreinspoel, jy weet, jy moet doodgaan vir ou Allah, Yes. die warlord. Ag, dit is pateties. Maar ek hoor baie getuienisse nou deesdae dat daar sommer engele nou begin verskyn en vir Jesus verskyn aan sekere moslems, soos hy aan Paulus verskyn het. O ja, daar's baie. Daar's sulke getuies deesdae. Daar's baie getuienisse. En want jy sien moslems gaan nie luister na Christene nie, want hulle is geleer van kleins af om Christene te haat. Ja. So die Here doen nou gebruik nou lyk my ander metodes. Mag dit so wees. Dit is skriftuurlik, Pastor Nimpie. Ek meen Paulus was absoluut in die ander kamp. Sy naam is toe Saulus en hy het God se mense vervolg, die disippels breed vervolg. En toe op pad na Damaskus terwyl hy op sy perd ry, toe omstraal daar 'n lig hom en hy hoor 'n stem. En daai lig tref hom so hard dat hy's van die perd af en hy sommer blind vir 3 dae, né? Was 3 dae. En die Here sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy sê, wie is u Here? Hy sê, ek is Jesus, wie jy vervolg. En so het hy radikaal tot bekering gekom. En dis blykbaar wat nou aan die gebeur is onder die moslems. Ja, dit gebeur baie. Wow, wie's opgewonde daaroor? Amen. En hulle is nou van hulle wat nou predikers raak. Wow, hulle is nou die regte mense om met hulle eie mense, hulle wat nou opgegroei het in daardie chaos en daai moorddadigheid. Hulle bring nou Christus wat liefde is vir hulle eie mense. Oulik. Vers 4. Daar's niemand wat aanklag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid. Nou, jy kan hom weer terugvat na Spreuke 6 toe, een wat as valse getuiens leuns uitspreek. Jy sien, God hou nie daarvan nie. Wees soos jy is. Amen. Wees soos En jy hier is. is interessant, Nee, met iets- moeite gaan hulle swanger. Wag nou. Ek wil net gou hierdie inlees. Een wat valse getuies leuns uitstrooi en iemand wat tussen broers tweedrag saai. O, Ek jy's het- nog waar nou. Ek is in Spreuke en ons is in Jesaja. ja, maar dis dieselfde ding. O, Tweedrag saai. Ek het dit Sondag genoem. As jy getroud is met 'n vrou, nee, En- ek is ja. en iemand anderster kom en begin jou weglok van daai persoon af. Kom ons praat van karre, is dalk makliker om te praat van karre. Hier's 'n verkoopsman en hy wys vir jou hierdie nuwe kar. En jy het 'n kar, is 'n ou kar. Maar nou skielik, nadat jy nou die nuwe kar gesien het, nou sien jy al die foute in die ou kar. Dis dieselfde met 'n vrou, nê. Nee. Nou sien jy hierdie nuwe vrou en nou skielik is daar foute. Die by hierdie vrou ou doen dieselfde vrou van met sy jou. sien 'n nuwe man. Beskielik is haar Presies. man nou vol foute, ja. Presies. So dis iemand wat tweedrag saai in jou kop. Hulle skep 'n dubbelhartigheid in jou kop. En nou is jy prone daarvoor. Met ander woorde, jy's prone daarvoor, jy
begin dit hierdie gedagte entertain. Ja, presies. En die Here sê ek hou nie daarvan nie. Nou, dieselfde ding wat hy hierso sê, dis hoekom ek in Jakobus gesê het, moenie dubbelhartig wees nie. Ja, dubbelhartigheid is die eerste plek is ons een is met die Vader, met die vrugte van die Gees. En dan sodra 'n mens nou liefdeloos begin optree, dan veroorsaak jy verdeeldheid, stem julle saam? Amen. Ek meen as jy 'n kwaadjie raak, ongeduldig raak en onvriendelik raak, is dit nie verdeeldheid nie. Wie van julle hou van onvriendelike mense? Jy kry afstand, né? Sê almal afstand. Afstand is verdeeldheid. Vang julle dit? Amen. Liefde bring eenheid. Nou, met pastoor, kom nou terug bietjie man. Jy hardloop nou bietjie weg vir my. Hy sê hierso van, waar is die swanger ding nou? Ja, hier is dit. Valsheid, moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Nou hier is vir my interessant, dis jou kop. As jou kop vol nonsens is, dan baar jy nonsens. En dit is waaroor dit gaan. Dis waarom Salomo ook aan Spreuke sê, dat bewaak jou hart, en daai is eintlik as ons dit nou mooi gaan ondersoek, kan jy jou tuin is jou denke, gedagtes en jou gemoed, dit wat tussen jou ore aangaan. Bewaar jou gedagtes meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ja. Want wat jy in jou kop gaan bewaar en gaan koester, is waarvan jy swanger raak, en dit gaan kleintjies baar. So as jou kop vol nonsens is en vol moord en doodslag is, raai wat gaan die uitvloei van jou lewe wees? Presies dit, want Salomo sê, soos jy dink, so is jy. So hierdie is vir my nou, met moeite gaan hulle swanger. Met ander woorde, met moeite, want dit is moeitevolle gedagtes wat jy dink as jy onheil gedagtes dink. En jy baar onheil. Nou kyk vers 5. Vers 5. Kyk daar, wat se eiers is dit? Basilisk eiers, dis slang eiers. Ja, Broei hulle uit en en spinnerakke spinnerakke. weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe, en as dit stikkend gedruk word, Was bars daar 'n daar 'n adder uit. adder. Nou Jesus kom self dan in Johannes, gee die oplossing in Johannes 5. Hy sê, eet my, ek is die lewe, Amen. die Amen. leefbrood uit die hemel uit. As julle my vlees eet en my bloed drink, het julle die ewige lewe. Ewige lewe is liefde. Wauw, in die ewige lewe is teenswoordigheid van ons hemelse Vader. Dis opstanding. Jy staan op uit 'n dooie toestand, dooie denke uit, en jou denke begin opstanding beleef, lewe in Christus Jesus. Of jy kan aangaan met jou onnosele denke en wat se eiers is dit? Slangeiers, Slangeiers. adders wat daar uitkom. Jy word 'n adder naderhand. Ag nee man, Is interessant, Jesus het die Fariseërs en die Sadduseërs genoem. hy het gesê julle addergeslag. Julle Addergeslag. vader is die duiwel. Ja. Ja. Want wat het hulle gedoen? Hulle het uiteindelik Jesus gekruisig. Hulle het dit tot hulle volle reg gekom as die adders, as die slang. Nou ons weet in Genesis is al voorspel, die saad van die vrou sal die slang se kop vermorsel. En wie was die slang? Die adders, wie is hulle? Jesus noem hulle. Hy kyk na mense, hy sê julle vader is die duiwel. En wie het vir Jesus aan die kruis gegaan? Hulle. Maar toe die duiwel dink, nou het ons Jesus, en toe hulle dink, nou is dit verby met Jesus, toe trap Jesus sy kop plat. Sê amen. Toe staan hy op met ons almal, want ons het ons almal ingeneem in die 3 dae kruisoperasie. En nou leef ons almal en sit ons saam met hom in hemelse plek. Vir julle wat glo, kom nou. Amen. Kom ons vat die woord, kom ons vat Jesus. Kom ons broei nie adders uit in ons lewe nie, maar Jesus Christus lewe. Daar's niks mooier. Daar's niks mooier as iemand wat besluit het, hy gaan die Here dien en hy dien die Here. Daar's niks mooier nie. Ja, en hy vat Hy geloof. hoe dien ons die Here? Ons is lief vir die woord, Jy ons bly vat die by woord, hom. wie Jesus Yes. is. Ons vul ons gedagtes met die woord. Die woord het soveel krag in, die woord het vuur in. Brand al die nonsens uit jou kop uit. Al die addereiers word verwoes in jou kop. So wat uit jou mond uit stroom is dan lewe en oorvloed, en jou lewe straal dit uit vir almal. So oral waar jy gaan is jy 'n blessing. Vers 6, hulle weefsels deug nie vir klere nie, en met hulle voortbrengsels kan niemand hom toemaak nie. Hulle werke is onheilswerke, en die daad van geweld is in hulle hande.
Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Selfde as Spreuke Daar's hy, pragtig. 6 vers 16. Ek Presies hou dieselfde. daarvan dat jy skrifte so met mekaar vergelyk, want laat almal sommer nou leer, wanneer jy iets lees in die Bybel, baie van ons het sulke Bybels, wat weer verwys na ander plekke in die Bybel, waar jy kan gelees, gaan doen dit gerus. En ek wil al hoe meer almal aanmoedig om self die Bybel te vat, en jou eie studie te maak. Moenie net gaan om wat ons sê nie, of wat ander predikers sê nie. Gaan self Kyk self in jou Bybel. en kyk wat sê die Yes, Bybel. amen. En weet jy wat, ek het Gelykskrif agterkom as jy hom beskryf. kinderlik met 'n kinderlike oop gemoed lees, die Bybel is vir kindertjies om te verstaan. Dis nie 'n ingewikkelde boek net vir teoloë nie. Ek dink teoloë maak juist droog met die Bybel, want hulle sien goed daar wat daar nie is nie. Dis soos hierdie ou wat in daai donker huis bly daar op die berg wat soos 'n spookhuis lyk, 'n groot kasteel. En nou soek hy 'n swart kat daar wat daar nie is nie. Dan wragtig toe kry hy daai swart kat. Verstaan julle? Hoe gaan daai storie nou weer? Dit is godsdienst. Dis godsdienst, ja. Jy sal dit kry wat jy nie na soek nie. Kom ons vul ons gedagtes met Christus, die woord. En raak lief vir die woord, kinderlik, en neem dit kinderlik aan. Dit laat my nou dadelik dink aan Kain en Abel. Kain en Abel. Kain en Abel het elkeen 'n offer na die Here toe gebring. Nou, jy kan hom ook gaan lees in Genesis, maar jy kan hom ook gaan lees in Hebreërs 11. En in Hebreërs 11 sê hy, nou, hier kom Kain en hy bring 'n offer na die Here toe. Die vorm is reg. Sy aksie is reg. En hier kom Abel en hy bring 'n offer vir die Here. OK, sy aksie is ook reg, maar Daar staan, sy hart is reg. daar staan die Here het Abel se offer aangeneem en Want nie hy- Kain se nie. Nou, vir Wat wie kan wat ek net sien klaar sê? Ja, Kan ek net klaar sê? In Hebreërs 11 ja. staan daar, deur geloof Aha, daar het kom dit. Abel Deur 'n geloof sê beter geloof. offer gebring Ja. as Kain. Nou, wat sê geloof? Geloof sê Yes. God is. Amen. Geloof sê God se teenwoordigheid is nou hier, is in my. Ongeloof sê daar's afstand. Ongeloof sê ek moet nog by God uitkom. Kan julle sien? Geloof sê dit is. Kom, almal van julle wat glo sê dit is. Amen. Is jy gelukkig? Ek weet nie, ek is nog nie gelukkig nie. Dit sal nog beter gaan as net dit kan gebeur en dat kan gebeur. Jy bring 'n offer soos Kain. Daar's afstand. Kan julle dit sien? Geloof wis die afstand uit. En nou, kyk wat doen Kain. Toe hy nou sien dat Abel se offer is aangeneem in die syne, en toe raak hy jaloers. En toe begin daai slangeiers uitbroei tussen sy ore. Ek gaan hom gou lees hier in Hebreërs Goed, doen dit. 11 Ja, vers 4. Deur die geloof ja. Geloof, sê almal Abel geloof. 'n beter offer aan God gebring as Kain, waardeur hy getuienis ontvang het dat hy regverdig was, omdat God oor sy gawes getuienis gegee het, en deur dieselfde geloof spreek hy nou nog nadat hy dood is. En nou wil ek net vers 5 ook lees. Deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy getuienis ontvang dat hy God behaag het, deur sy geloof. En 'n ander plek sê hy het met God gewandel en hy En hy was nie meer. nie. Dis verkeerd. Hy het wat gedoen? Met God gewandel. Yes. Klink dit nie vir julle soos met God wandel in sy teenwoordigheid? Amen. Nou, ons vandag, luister nou. Jesus is die woord wat ons nou hiermee besig is. Die woord, sê almal woord. As jy die woord vat en jy absorbeer dit en jy eet dit. Jesus sê as julle my eet, dan praat hy van sy woord. In Johannes 5 praat hy uiteindelik en sê my woorde is gees en lewe. En ons eet dit. En ons eet hom. Dan jy eet jouself in die Vader se teenswoordigheid. Wat hy sê, as jy my eet, het jy die ewige lewe. Die ewige lewe is die Vader se teenswoordigheid. Wanneer is die Vader se teenswoordigheid? Eendag as jy doodgaan? Nee, nou reeds. Sê nou reeds. Nou hè. Dis geloof. Geloof sê
voltooide werk. Dis afgehandel. So wanneer ons die woord vat en jy begin die woord so geniet, dan vergeet jy nader vir alles wat om jou aangaan. Amen. Jy vergeet van jou bekommernisse. Jy dink nie aan môre nie, jy dink ook nie aan jou verlede nie. Jy is so in die teenwoordigheid van die Here. Jy is so vol van sy teenwoordigheid. En Henog het met God gewandel. Sê almal gewandel Wandel. in sy teenwoordigheid en hy was nie meer nie. Abel het in God se teenwoordigheid sy offer gebring. Sy offer was eintlik 'n nadering na die Here toe en toe ervaar hy die teenwoordigheid. Kain, hy het dit net die offer gedoen, maar hy was nie in God se teenwoordigheid nie. Soos baie mense vandag, miskien is jy skuldig, so kom tot bekering. Wat is die woord waarmee ons begin het, ons bekeer? Die belangrikheid van bekering. Wat is bekering? Verander jou sienswyse. Wat moet jy verander? God is nie ver nie. Jesus sê, verander julle sienswyse. Die koninkryk van die hemele is hier, sê hier. Ons is nie daar nie, ons is hier, ons is nou, sê nou. So, God se teenwoordigheid is waar die blessings is. En die woord Jesus bring ons in sy teenwoordigheid in. Ons eet onsself in sy teenwoordigheid in, as jy hierdie teenwoordige brood, wie Jesus hierdie woord eet. En dan begin jy ervaar. En nou begin jou lewe 'n offer raak. En jy begin ervaar wat Abel ervaar het. En wat hy jy is- nog ervaar. En hy spreek tot vandag toe. Want Henog se Ja. alignment Ja, was reg. ja, jy Met het Sondag gespreek oor alignment. Ek het toe eintlik 'n woord gekry, ingesteldheid. Yes. Ingestel wees met God. Soos jy jou radio instel. Ek weet nie wat se radio's luister jy, like OFM of Nee, ons luister nie meer radio. radio sonder grense of nou is daar grense lyk my. Dis nou met grense of iets of jou TV-kanale wat jy nou kyk, jy moet instel, sê almal instel. Regte knoppies druk. So moet ons instel in sy teenwoordigheid. Hoe doen ons dit? Ons moet tyd spandeer. En kom ons in sy teenwoordigheid? Deur sy woord. Jesus is die bemiddelaar. Jesus het ons aan die Vader teruggebring. Jesus sê, as julle my sien, sien julle die Vader. As ons die woord sien, sien ons die Vader, ervaar ons die Vader. Kom nou, wat julle almal Henog ervaar, Abel ervaar, Yes. sy blessings ervaar, dis vir almal wat wil. Dis Genesis 5. Ja, Vir die ouens wat net wil seker maak waar dit staan, dis Genesis 5 vers 22, 23 en 24. So was al die dae van Henog dan 365 jaar. Jo, die ouens het oud geword. en hy het nee. met God gewandel. 365 jaar het hy saam met God gewandel. Vers 24, Ja. en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie. Man, lekker. Weet jy, ek wonder, as ons so met die woord onsself kan besig hou, en ons kan dit so geniet naderhand, dat jy begin voel jou hele liggaam is besig om so te vibreer van hierdie woordkrag wie Jesus is. Jy gaan dalk nog so besig wees as jy weg. Ek wil net hier verder lees, want God het hom weggeneem. Hy's nie op 'n skip met 'n UFO of wat nie. God het hom weggeneem. God het gesê, jy hoef nie te sterf. Die Here het hom so geniet, en die Here het saam met hom op die aarde gewandel, Yes. en toe het die Vader hom so geniet, en toe, toe die Vader hom per ongeluk in die hemel ingevat. Toe sê hy, Henog, eintlik kun jy nou terug en sê, Henog, ek sal nie. Okay, gaan voort. Vers 8. Het ons vers 7 klaar gelees? Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes. Verwoesting en verbreeking is in hulle paaie. Jy sien, hulle mense wat nie een is met God nie, breek alles af. Hierdie Hulle verwoes alles. oorlogsugtig is vandag, wat nou Kammersdag 'n goeie rede het waarom hulle arme onskuldige kindertjies en mense sommer net bomme opgooi. Dis nie reg. Nou doen hulle dit nogal in die naam van die Here en hulle is nou skriftuurlik. Hulle is net so sleg soos die moslems wat ook onskuldige bloed vergiet. Islam. Islam. Ja. So Dis reg, Islam. En dan vers 8, die weg van vrede ken hulle nie. As ek dit lees, dan dink ek,
die weg van vrede ken hulle nie, maar eintlik ken hulle nie die prins van vrede nie, want Jesus is die prins van vrede, En sy en woord. die vrede woon in jou hart. En hoe ken ons Jesus Amen. deur sy woord? Ja. En daar is geen reg in hulle spore nie, hulle maak hulle paaie krom. Niemand wat daarop loop ken die vrede nie. Jesus sê, I am the Nou ja, truth, daardie the way and the life. daai geref wat julle nou dalk hier op die hoor is iemand wat hier in die omgewing onrustig geraak het. En nou ref hy sy trok verskriklik. Dankie Here, seën hom in Jesus naam. So ref. Okay, gaan net aan. So mens maak nie jou paaie krom nie. Hmm. As jy draaitjies en swaaitjies loop, wees eerlik, wees wie jy is. Nie draaitjies en swaaitjies loop nie. Want ons kan nie die Here voel nie. Die Here ken jou hart. Amen. Niemand wat daarop loop ken die vrede nie. Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie. Hy neem my nou sommer eienaarskap van hierdie mense wat teen God optree. Hmm. Hy sê ons wag op lig, maar kyk daar's duisternis op 'n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond langs die muur soos blindes en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel op die middag soos in die skemeraand. Ons is onder die gesondes soos dooie mense. Ons brom almal soos beere en soos duwe kirr ons aanhoudend. Ons wag op reg, maar dit is nie daar nie, op heil. Dit bly ver van ons. Ek wil net iets sê. Mense wat people that is evil sal altyd vir jou 'n rede gee waarom hulle So vloek so en skreeu. is. Ja. Hulle gee vir jou rede waarom hulle so is. Ja, maar jy moet onthou, ek het swaar groot geword. Ons het nooit kos gehad Ek om te verloor eet my nie. meer want Ek, julle is die oorsaak daarvan. Dat Ja, ek so ja. kwaad word. Ja. Ja. So hy en soos hy hier sê, ons tas rond langs die muur soos blindes en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel op die middag soos in die skemeraand. En dan ons brom soos beere en soos duwe kirr ons aanhoudend. Ons wag op reg. Hierdie mense wat so boos is, wag nog steeds en sê, wanneer gaan dit nou eendag met my goed gaan? Julle sê God is goed. Ek sien nie God se goedheid nie. Oomblik Wanneer as gaan jy dit nou in met my daai goed gaan? attitude is van wag, dit het Amen. nog nie gebeur nie, as jy uitgeloof uit. Amen. Jy's uit die teenwoordigheid van die Here uit. Jy's in verdeeldheid. En daarom het jy bring jy offers, al probeer jy nou smeek en so wat, jy's Yes. in 'n Cain mode Yes. en die Here neem dit nie aan nie want jy's in sy teenwoordigheid. 10 to 1, dit staan nou nie daar nie, maar 10 to 1 het Cain gesien hoe Abel offer en hy het gedink, ek moet dit ook try. Ja, hy het ook gesien hoe En- Abel in vervoering is en hoe Abel die teenwoordigheid van die Here geniet. En dit het hom kwaad gemaak. Yes. Okay. Kom ons gaan Vandag is dit ook so, weet jy, daar's mense wat nou in aanbidding is en ingaan en vergeet waar hulle is en loof en prys. Dan kry jy ander wat rond staan. En dan nogal daai mense wat nou so rond staan en nie eintlik wil aanbid nie. Hulle hou nie van die mense wat regtig in aanbidding is nie. Dis ook 'n waarheid, né? Okay. Swaar. Want ons oortredinge is baie voor U en ons sondes getuig teen ons. Want ons oortredinge staan voor ons en ons ongeregtighede, ons ken hulle. Die afval en verloning van die Here en afwyking van agter onse God, die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en die uitstoot van leuntaal uit die hart. Dis alles as gevolg van die kop wat vol nonsens is. Ja. Soos 'n mens dink, so is hy. Ja. So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver. Want die waarheid struikel dan op die mark en wat reg is, kan nie binnekom nie. Jy sien waarom kan dit nie binnekom nie? Want daar is nie bekering nie. As daar bekering is, kan die reg inkom, die waarheid kan inkom, die genesing kan inkom, die blessings kan inkom en die bloed van Jesus was jou dan skoon. Amen. Ja, die waarheid word vermis en wie afwyk van die kwaad En wat is die word waarheid? gehinder. Die woord is die waarheid. Jesus is die waarheid.
En die woord, die Heilige Gees, is die gees van die woord, wat Jesus aan ons 'n werklikheid maak en ons in die volle waarheid lei. So, hoe kry 'n mens waarheid? Deur die woord, Jesus. Ja, die waarheid word vermis, en wie afwyk van die kwaad word geplunder. Toe het die Here dit gesien, en dit was verkeerd in sy oë, dat daar geen reg was nie. Vers 16. Vers 16 is vir my so, dit staan vir my so uit. En hy het gesien dat daar niemand was, hy, hoofletter, hy, God, het gesien dat daar niemand was nie. En hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Is vir my ondenkbaar dat jy kan sien dat byvoorbeeld hier word 'n kind aangerand of wat, of 'n man Of slaan onreg sy vrou, gepleeg, of ja. hier word onreg gepleeg, en jy draai dalk net jou kop weg en jy sê, ek wil nie nou betrokke raak nie. Nee, hier sê die Here, maar ek het gekyk of is daar nie iemand wat sal opstaan en sê, no way, nee. Jy het 'n punt daar weet. En daar was niemand nie. Maar ek sien daarom, daar is mense, Daar is mense. wat as hulle so onreg sien gebeur, dadelik toetree, en nie nonsens vat nie. Prys die Here vir sulke mense. Daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun. Kom ons gaan net gou na Esegiel 22. Esegiel, profeet Esegiel 22. 22 vers 30. En hy sê wat? My kans. Hierdie stilte oomblikke is ook goed. Dis wanneer 'n mens kan dit oordink, wat ons nou so pas weer met julle Vers deel. 30. En ek, hoofletter, het onder hulle 'n man gesoek, wat 'n muur kan bou, en voor my aangesig in die bres kan staan vir die land, Ja, sodat ek dit nie sou verwoes nie. ja. Maar ek het niemand gevind nie. En uiteindelik het Staan Jesus in die gekom. bres. Amen. En eintlik het Jesus Amen. gekom en vir ons gewys hoe word dit gedoen. Het hy nie absoluut Yes. in die bres gestaan nie. Amen. Ons almal saam met hom in die 3 dae kruisoperasie ingeneem, Amen. en volkome as die ware offerlam. Sonde is nie net bedek nie, maar sonde is heeltemal weggeneem. En wat is sonde nou weer? Harmatia, mis die merk, die beeld van die Vader, mis die vrugte van die Gees. Maar jy ook, as jy sien daar is ongeregtigheid, blaas maar die vrytjie. Ja, moenie stil bly nie. Moenie stil bly nie, al word jy agterna vervolg daaroor. Moenie stil bly as daar ongeregtigheid is nie. Praat. Sê, hoor hierso. As jy sien 'n vrou slaan na 'n man, moenie, Ja, asseblief, Pan. veral as die vrou die man slaan. Ja, ja, dan sê jy vir die vrou, hoor dit is nie reg nie, moenie so maak nie. nee. Praat. Roep die polisie in. Ja. En hy, hoofletter, het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser. Hier wil ek hê jy moet iets verstaan. Hy praat hierso van die wapenrusting van Efesiërs 6. Hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser. Wapenuitrusting van Efesiërs 6 vers 14. En dis basies om jou te bekleed met die woord van wie Christus is. Amen. Ja. Die helm van heil was op sy hoof en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding. Nou, ek wil net sê, klere van wraak. Nee, wapenuitrusting is bedoel om te verdedig. Dis nie bedoel om aan te val. Amen. Ja, jy het daar in Efesiërs 6 het jy Yes. tweeledige die wapenrusting en dan het jy die aanvalwapens. Amen. Die wapenrusting is waarmee jy jouself bekleed, Yes. en dis basies die woord. Yes. En ek hou van hierdie helm, en die helm kom oor die hoof. Helm Dit van praat van verlossing. jou denke, sienswyse tussen die ore. Bekleed jouself met Christus. Amen. En as jy dit klaar gedoen het, jy klaar bekleed het met Christus, die aanvalswapen is liefde. Hallo, dis gebed. Dan bid jy, gaan kyk in Efesiërs 6 en sê, en dan met alle gebed, kan jy dan nou intree vir die mense om jou, met alle gebed. Ag, En dit met die geleer. swaard
van die woord wat die Gees is. So wanneer jy onreg sien, kan jy met die woord swaard ingaan en sê, nee so nie, stop. Vang julle dit. En daar's power in jou. Amen. Die Kyk krag wat- van die Here is in jou. Kyk, jy het wapens, nee, maar kom ons sien dit in verband. Efesiërs 6. Trek die volle wapenrusting van God aan vanaf vers 11, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Eintlik moet ek vers 10 ook lees. Eintlik my broeders, word kragtig in die Here Ja, en in die krag van sy nie in die sterkte. krag van jouself nie, in die krag Amen. van die Here. En wat is die Here se krag? Amen. Jesus Christus, die woord. Okay. Vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord. Nou, jy sal weet, daai klere wat hulle gedra het, daai tyd, het Kyk, hy beskryf die Romeinse soldaat se klere dra. En vir die Romeinse soldaat om met daardie wapenrusting klere van hom vrylik te kon beweeg, het hy 'n spesiale gordel gedra wat die kleringstukke in posisie gehou het. So, dis jy het gepraat van balans Sondag. As jy nie in balans is nie, dan gaan jy gaan oor jouself struikel, Amen. want jou klere is nie mooi vasgemaak nie. En dan die borswapen van geregtigheid nogal. Laat ek net gou iets hier byvoeg. Julle lendene met die waarheid omgord. Die Wat is waarheid die is die woord. teenoorgestelde? Wat is Ja. die teenoorgestelde van die waarheid? Leuen. Ja. Ja. Met die borswapen van geregtigheid aan. Geregtigheid, ek is reg met God, maar ek is ook reg met mense. En dis wanneer jy in jou gebedslewe is in die oggend en jy begin bid en sê dankie Vader. Geregtigheid is vir my Gees geskenk. Dit is Romeine 5 of 6. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk. En hoe het jy dit ontvang? Want jy's by die 3 dae kruisoperasie ingetrek. Die werke wat daar gedoen is, Christus se volkomme werke, was ook vir jou. Iets wat jy nooit kon regkry nie, het hy vir jou en as jou gedoen. En daarom het jy nou kom 'n geloofsverklaring maak en sê ek het die geregtigheid van die Here. En wat is die geregtigheid van die Here? Die vrugte van die Gees verduidelik dit. Jy is liefde. Jy is blydskap, jy is vrede, jy is geduld, jy is vriendelikheid, jy is goedheid, sagmoedigheid. En jy het selfbeheersing en jy het getrouheid. So weet julle wat's belangrik? Om in gebed in die oggend te verklaar wat die woord Jesus Christus verklaar oor jou wie jy is. So word jy sterk tussen jou ore. So is Christus tussen jou ore. En daai dag, wanneer daar 'n geleentheid gekom waar jy ongeduldig moes raak, raai wat? Jy's sterk en jy gaan nie ongeduldig raak nie. Jy's sterk en jy gaan nie onvriendelik raak nie. Jy's sterk en jy gaan vrede bewaar. Sê amen. Amen. So jy leef die vrugte van die Gees uit. En dis jou wapenrusting dan, wat dan oorgegaan het in aanval eintlik van die liefde. Liefde is die kragtige wapen van die Here. Ek wil vir jou dit sê, maak nie saak hoe moeilik mense is waarmee jy moet werk nie. As jy vriendelik is en geduldig is, terwyl hulle onvriendelik en ongeduldig is, sal jou vriendelikheid en jou geduldigheid krag van die Here in jou, hulle verander. Skielik sal hulle geduldig raak. Skielik sal hulle vriendelikheid verander na, hulle onvriendelikheid verander na vriendelikheid. Sien julle die wapens van die wapenrusting wat jy aan het? Kyk wat sê vers 15, en dan skoene aan julle voete, bereidwilligheid vir die evangelie van vrede, vrede of oorlog? Ja. Vrede? Oorlog? En Evangelie nou van wonder wat? mense, Evangelie van oorlog. Nee, evangelie van vrede. Nou wonder mense, nou wanneer gaan ek nou hierdie dinge kan doen? Ag man, stap net in die supermark. Jy het soveel geleentheid daar om geduldig te wees. Wie stem saam? Veral as dit op Sassa-dag is, né? En die plek is so vol en die mense staan so in die rye af om by die tille, wat stil in Afrikaans, die kassiere verby te kom, né? En nou staan jy daar so en nou sê jy, ag dankie, ek het geduld. Sê ja. En jy's vriendelik met die mense om jou. En dan is daar mense wat ongeduldig raak daarso en moeilik raak en dan kom jy en jy vat so aan hulle skouer en sê, man, die Here is lief vir jou. Hoe gaan dit met jou vandag? Net so verander daai persoon.
sien jy, dis jou bediening, jy's 'n vredemaker, jy het skoene aan die voete vir die bereidwilligheid vir die evangelie van vrede. Jy praat nie die evangelie nie, jy wys dit sommer vir die mense met die vrugte van die Gees wat in jou is. Vers 16, behalwe dit alles neem die skuld van die geloof op, waarmee, skuld van wat? Skuld Geloof, van die geloof. is-faktor van geloof. Geloof, waarmee jy al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En ek skiep enetjie, want ons tyd raak min. Dit raak nou baie min, ja. Vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking bid by elke geleentheid, bid in die Gees. Amen. Ek En jy is die verder hele tyd nie, aan want gebed ons vir die tyd raak mense min. om jou. Terwyl jy daar so in die supermark staan en mense raak moeilik, dan sê jy, dankie Here, u krag is hier en skyn deur my met die vriendelikheid en die liefde, en dan kom die wapens deur van liefde en jy hanteer dit en jy verslaan die vyand. OK. Amen. So, vers 17 het ons gelees, soos 'n pantser, helm van heil was op sy hoof en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding. Nou julle weet, daai wraak is nie wraak nie, dis om jouself te verdedig, nee. En hom gewikkel in die ywer, soos in 'n mantel. Volgens die dade, daarmee ooreenkomstig sal hy vergelde. Grimmigheid aan sy teenstanders, vergelding aan sy vyande, aan die eilande sal hy die loon vergelde. En dan vers 19 is nou weer baie positief, en hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal kom soos 'n saamgeperste stroom, waar die asem van die Here Hier is my Heilige Gees. dryf. Ja. Amen. Hier verwys hy na Maleagi 4 vers 2. En daar staan, Maleagi 4 vers 2. The Son of Righteousness shall come with en onder healing sy in his vleuels wings. is daar genesing. 4:2. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees. Son van wat? Geregtigheid, Geregtigheid. die vrugte van die Gees kom tot En julle sal Uitlewe. uittrek en huppel soos kalwers uit 'n stal. pragtig. So dis Maleagi 4 vers 2. Maar vir Sion kom hy as 'n verlosser, en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortredings, spreek die Here. Vers 21. Wat my aangaan, my hoofletter, dit is my verbond met hulle, sê die Here. My gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit die mond van jou kroos, en ook nie uit die mond van jou kroos nie, sê die Here, van nou af tot in ewigheid. My woorde wat ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond wyk nie. Wat die kop van vol is, sê Jesus, loop die mond van Amen. oor. Nie wat by die mond ingaan maak jou onrein nie, maar wat by die mond uitkom. Mense, kan julle dit sien? Dit is so pragtig. My gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit jou mond van jou kroos, van jou kinders, en in die mond van die kroos van jou kroos, sê die Here, van nou af tot in ewigheid. Romeine. Mag dit wees dat ons kinders alle meer die woord vat, en ons kleinkinders, en die woord op hulle mond hou. En hoe kry hulle dit op hulle mond? Kop is vol daarvan. Pastor Jan. Romeine. Yes, Romeine 10. Ja. Jy soek Romeine 10 vanaf vers 8, 6. Yes. Hy praat daarvan Moenie in jou hart sê, dat die Here ver is. wie sal in die hemel opvaar? Ja, Naamlik om Christus af te bring, vers 7. ja. Of wie sal in die afgrond neerdal om Christus uit die dode op te Kan julle bring? die afstand sien? Ja, moenie sê daar's afstand. Vers 8. Hier kom dit nou. Maar sê dit. Kom Naby sê almal, jou. sê dit, sê vir die een langs jou, sê dit. Sê dit. Ja. Naby Jy jou. moet dit sê. Jy moet dit sê. Jy moet wat sê? Naby. Sê naby. 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 Naby jou is die woord. Is wat? Wat? Die woord? Die woord, né? Ja.
Die woord. Dis waarmee ons nou besig is, die woord. In jou mond en in jou hart. Ja, waar moet die woord wees? In jou mond en in jou hart. Aha, so wat kom uit jou mondjie uit? Wat het net nou of gister, toe die krag so afgaan, uit jou mondjie uitgekom? Ek gaan liewer nie sê wat uit myne uitgekom nie. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Ja. So, hy is eers in jou hart Hy en sê dan is hy dit in is jou die mond. hy sê dis die woord van wat? Geloof. Geloof. Sê Wat almal ons geloof. verkondig. Die geloof wat Abel gehad het, die geloof wat Henog gehad het. Ja. Amen. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, Afgehandel klaar. Ja. sal jy gered word. En daai woordjie gered, die Gered Griekse woord word sozo, wat is- beteken genesing, heelmaking Yes, amen. ook. Ja. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. En daai hart kan ek net noem is die Griekse woord kardia, en as jy die definisie gaan kyk, dan praat hy ook van intellek, denke, sienswyse. Ek weet baie ouens sê hart is eintlik gees en dan die ander is siel, is denke, gedagtes, gemoed. Maar in hierdie geval is die hart eintlik ook vertaal, jy kan sê kop, wat die kop van vol is. Okay. Hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot Wat die kop van vol is, gaan by die mond uitkom. Ja. redding. Bely beteken dis wat jy sê. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaamd word nie. Want daar's geen onderskeid tussen Jood en Griek nie. Dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat hom aanroep. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nou wil ek net so 'n bietjie aangaan want Vers 17 moet jy vir ons lees. ja, ek wil net so 'n bietjie hier aangaan want hy noem ook Jesaja, so hy verwys terug na Jesaja. Kom ons sê net gou Romeine 10 vers 17. Nee, ek gaan daarby uitkom. Okay. Okay. Nou sê hy vers 14. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die Daar is evangelie die van vrede vrede weer. verkondig. Selfde weer. Ja. Van die wat die evangelie van die Dit is goeie wat ons nou net gelees het in verkondig. Jesaja, né? Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons geglo? Vers 17, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is dus deur die woord van Daar sê, en as jy dit alles mooi opsom, moet jy nie net die woord hoor wat ons nou vir jou gee. Jy moet jouself, sê almal self hoor die woord spreek. Wat moet jy hoor? Jy moet jouself hoor sê, ek is die liefde van die Vader. Ek is die blydskap van die Vader. Op pad om te gebeur. Ek is die, kom help my, vrede van die Vader. Ek is vredevol. En dan sê ek op vir jou ding dong en sê stop, shut up. Ek sê vir jou nou wat die woord sê van my. Hallo julle. Jy maak 'n verklaring. Die woord bring jou in die teenswoordige tyd. Die woord bring jou in die teenswoordigheid van die Vader. Jy is sy kind en jy het 'n verhouding met hom. En nou kan jy sê, ag, dankie Vader. Soos u is Vader, so het jy my gemaak, u kind. Dankie Vader vir u woord. U woord het vuur in. Die woord brand al die nonsens uit my kop uit, sodat ek suiwer u woord Christus kan wees. Dankie Here, nou leef ek my bediening uit van blydskap, van vrede, van vriendelikheid, van geduldigheid, van goedheid, sagmoedigheid, getrouheid en selfbeheersing. Amen. Vers 19 is 'n liedjie. Dis 'n liedjie. From the rising of the sun. Ons En sal hulle sal die naam van die Here vrees van die weste kant af, sy heerlikheid van die opgaan van die son af totdat hy weer ondergaan. Hoe gaan daai netjie? Afrikaans of Engels? Jy kan hom enige manier sing. As die goue son opkom, tot hy weer ondergaan. die eerste naam, die sal ek prys. As die goue son opkom, tot hy weer ondergaan. die eerste naam, die sal ek prys. Sluit ons af.
Vader, baie dankie vir hierdie lekker dag wat U vir ons gegee het. Dankie Here vir die lekker kuier wat ons gehad het om U woord. Here, dankie vir elke persoon wat hier is, Vader. Ons dink aan hulle wat siek is en wat nie wel is nie, Vader. In Jesus naam, Ons vra, wees Here, gesond. genees elke een van hulle in Jesus se naam. Amen, ek stem Dankie saam. Hemelse Vader, dat U ons in staat gestel het om vandag hier te kan wees, Here, om U woord te kan spreek, Vader, sodat mense geloof kan kry en sodat hulle kan glo in U wat die goeie Vader is. Ons sê vir U dankie, Here. Amen. Amen.